Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die goddelike teenwoordigheid altyd met ons. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Psalm hoofstuk 139, verse 7 en 8. Die psalmis leer dat die teenwoordigheid van die oneindige, die heelal deurdring. Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Ons kan nooit 'n plekkie vind waar God nie is nie. Die Here God Almagtig, wat in die hemele regeer, verklaar, ek is met julle. Hy verseker sy mense dat diegene wat gehoorsaam is, in 'n posisie is waar hy hulle kan seën tot eer van sy naam. Hy sal 'n heilige hulp wees vir almal wat hom dien in plaas daarvan om self te dien. Alhoewel God nie in tempels met hande gemaak woon nie, eer hy tog die gemeentes van sy mense met sy teenwoordigheid. Hy het beloof dat wanneer hulle bymekaar kom om hom te soek, hulle sondes te erken en vir mekaar te bid, hy hulle deur sy gees sal ontmoet. Toe Christus na die hemel opgevaar het, was die gevoel van sy teenwoordigheid steeds by sy volgelinge. Dit was 'n persoonlike teenwoordigheid, vol liefde en lig. Voortaan deur die Gees, sou Christus voortdurend in die harte van die kinders woon. Hul verbintenis met hom was nader as toe hy persoonlik by hulle was. Die lig en liefde en krag van die inwonende Christus het deur hulle geskyn, sodat mense wat dit aanskou het, verwonderd was en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Handelinge hoofstuk 4 vers 13. Alles wat Christus vir die disippels was, begeer hy om vandag vir sy kinders te wees. Ons mag sterk wees in die Here en in die krag van sy mag. Deur Christus te ontvang, word ons met krag beklee. 'n inwonende verlosser maak sy krag ons eiendom. Christus se teenwoordigheid in die hart is 'n lewenskrag wat die hele wese versterk. Moet nooit voel dat Christus ver weg is nie. Hy is altyd naby. Sy liefdevolle teenwoordigheid omring jou.